Ai, liewe kyker, baie welkom by Goeie Nuus. Die goeie nuus is dat God wou in ons kom bly en hy wil ons help en hy klop aan ons deur en hy sê, maak vir my oop. Kom na my toe as jy vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Dieselfde Gees wat Jesus gelei het op hierdie aarde, toe hy op die aarde was hy deur die Gees gelei in die woestyn in. Lukas 4, deur die Gees gelei. Deur die Gees gelei. Hy sê, ek het niks gedoen as die Vader my nie gewys het nie. En liewe kyker, dit is en kan by my en u ook so wees. Dit is die wonder van die evangelie, die goeie nuus. God kom en hy woon in ons. God in ons. Christus Jesus, die koning in ons. Ons sê in ons harte, ons sê in ons lewe, in ons wese, ek word die tempel van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die Heilige Gees. Dankie Vader vir Jesus. Dankie Vader dat u ons so lief het, dat u seun gegee het. Dankie dat as ons in Jesus glo, ons die ewige lewe het. Dankie Vader, ons loof u in Jesus naam. Amen. Ons dank hom, want ons erken daardeur ons afhanklikheid van hom. Ek wil daardeur vir u sê, ek erken dat my woorde, mense woorde is, maar gesalf kan wees deur die Heilige Gees. Ek erken dat hy het skrifte in my gedeponeer. Ek het dit gelees, ek het dit gehoor. En as ek so met u praat, dan vertrou ek die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vir u op die regte tyd, die regte saad sal gee, wat in die hart sal groei, dat die vrug sal dra, soos 'n boom by waterstrome, daai vrug van die Gees, liefde, blymoedigheid, selfbeheersing. Wil u hê daai vrug moet meer sigbaar word in die lewe? Ek wil hê dat selfbeheersing, liefde, lankmoedigheid, meer en meer sigbaar word in my lewe, dat ek daardie vrug kan sien en ander kan dit sien en hulle eet daarvan. Nou, ons het baie dinge al gesê op hierdie program, maar nou vandag wil ek net vir u sê, die persoonlike verhouding wat u met die Vader het, in die naam van Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, daardie verhouding, moet u koester, u moet dit vertroetel, u behoort spesiale tye te maak, wat u net met die Vader gaan sit en sê, Vader, kom na u toe. Vader, ek wil net hierdie ding met u bespreek. Vader, u sê, werp al julle bekommernis op Jesus. En ek wil nou hierdie bekommernis op u werp, Jesus. En Heilige Gees, dankie, ek wil u erken as my in 'n sin my vernoot. Ek is die stille vernoot. Ek wil stil wees, Jesus. Dat die Heilige Gees, ek wil hê u moet met my praat oor hierdie saak. Dankie Heilige Gees. U sien, as u hierdie verhouding vertroetel, dis soos, ek baie keer wil ek nie aardse voorbeelde gebruik nie, maar dis soos, as jy 'n goeie verhouding met jou pa het, dan praat jy met hom, hy praat met jou. Jy praat met hom, hy praat met jou. Jy gaan saam dinge doen. Ek sien my seun met sy seentjies, vang vis saam, ry saam motorfiets, is op die quadbike, en dan daar, en toe daai aand kom sy seentjie terug, en sy seentjie sê vir hom, papa, dit was die lekkerste dag van my lewe. Ek ry nou die dag met my kleinseun, hy sit hier langs my op die sitplek, en ek kerf hom so 'n biltonkie, ek kerf hom so 3 snytjies, ons noem dit 'n boekie, ek kerf hom so, en ek gee vir hom hierdie boekie, en hy sit so doodstil langs my, en hy eet so, en hy sê vir my, oupa, dis lekker. En net na rukkie het hy nog, en ek het vir hom nog gegee, en hy sit so, hy sê, oupa, dis baie lekker. U sien, ek is besig
om 'n verhouding met hom te bou en hy met my en daar kom oupa. En liewe kyker, God ons Vader is soveel meer as 'n aardse vader, soveel meer liefdevol as 'n aardse vader, en ek weet die vyand, man ek wil, hy's 'n leenaar, hy's die vader van alle leens, hy sê nee, ons hemelse Vader, hoekom laat hy dit doen, hoekom laat hy dat doen, as hy dan so goed is, kyk daar en kyk daar, net sodat jy 'n gevolgtrekking kan maak en sê, nee wat, God is nie so goed, soos wat ons dink nie. Want, en dan kom die duiwel, dan fluister hy weer, daar's 'n dag van afrekening, al die goed wat jy gesê het, alles, hy gaan dit weer ophaal, en dan sê hy vir hom, daar staan geskrywe, hy sal aan my sondes en my ongeregtighede nooit meer dink nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Dan neem jy die skild van geloof en die swaard van die Gees op, en jy sê, daar's dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ek is in Christus Jesus, deur hom is ek in Christus Jesus. Wat vir my geword het, wysheid uit God, heiligmaking en verlossing. Jy sien, dis soos 'n masjiengeweer, skiet jy wek die vurige pyle van die bose, jy blus dit uit, jy gebruik die swaard van die Gees. Dis al wat jy het, liewe kyker, dis al wat jy het. Jy het die swaard en dis al wat jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. Ja, jy kan na AI toe gaan, maar gaan eerder na HI, Holy Spirit Intelligence. As hy jou lei na 'n konkordansie, wat AI, dis maar al wat hy gaan doen, hy gaan kyk wat sê die konkordansies, wat sê die Bybel, watter skrifte is daar. Dis soos jy wat in 'n biblioteek instap, in plaas van dat jy na die boeke toe gaan en alles gaan kry wat daaroor iets sê, gaan AI en hy kry dit vir jou. Ek sê hy sê dit. Hy het geen gevoel nie, niks nie. Jy kan hom sleg oor hom praat en vir hom iets, hy sê hy het nie gevoel nie, hy het geen emosie nie. En dis nie hy nie, dis dit. Maar weet jy wat? God het in sy wysheid beskik dat daar mense is wat hierdie goed kon uitwerk, sodat u nou op hierdie oomblik al die skrifte oor die hel kan gaan naslaan. Binne 'n oomblik kan u dit doen. Baie mense, die oomblik as jy iets vra, as hulle vra vir Google, en hulle het hulle selfoon en vra vir Google. Maar jy moet mooi besef, jy wil Heilige Gees intelligensie hê. Heilige Gees geïnspireerde woord. En dis baie belangrik, maar kom ons gaan kyk nou. Jesus sê vir sy disippels, dis voordelig dat ek weggaan. As ek weggaan, gaan die Heilige Gees kom. My Vader, ek gaan hom bid, hy gaan julle die trooster stuur. Die trooster gaan julle kom leer en lei in die volle waarheid. Die trooster gaan vir julle sê, dit is so, Jesus het vir jou gesterf, Jesus het jou regverdig, hy het jou regverdig gemaak. Jesus is jou regverdigmaker. Hy gaan vir jou wys hoe die duiwel se kop vermorsel is aan die kruis. Hy gaan jou hierdie mooi dinge wys. Liewe kyker, dit is wat God doen. Dit is wat God doen. Hy stuur die Heilige Gees, dat u die skrywer van hierdie boek in u kan hê, oor u kan hê, vervul word met hom, met die wysheid van God. In Handelinge sê dit, die mense het hierdie disippels erken en gesê, maar hulle is nie mense wat gestudeer het nie. Hoe kan hulle hierdie goed so sê? Ek praat vanoggend met iemand anders, hy sê, hy het nie 'n dag in sy lewe skool gegaan nie. Hy sê jare terug, hy's 'n ouerige man, hy sê jare terug, het hy nie 'n geboortesertifikaat gehad nie, toe kon hy nie skool toe gaan nie. Toe bly by die huis. En sy oupa en ouma wat hom groot gemaak het, sê, hy het toe maar geleer by die huis. As die kinders by die huis kom, dan leer hy wat hulle die dag by die skool geleer het. Hy is vandag 'n professionele man, in 'n professionele beroep. Geen
geen skoolgeleerdheid nie, maar hy het homself geleer. En liewe kyker, ek wil vir u sê, weet u, dat die Heilige Gees, die een wat die skepper is, want God het gesê, die woord het uitgegaan, en die Heilige Gees was oor die waters, en die aarde het tot stand gekom, en die bome, en die berge, en God het die mens gemaak, en die asem van die lewe in hom ingeblaas, en Jesus na sy opstanding, blaas hy op sy disippels, hy sê, ontvang die Heilige Gees, die Gees van die lewende God. Daardie Gees skep in hulle die wedergeboorte, en hulle is Christene genoem. Hulle was God se kinders. En hier gaan hulle wag, en die Heilige Gees kom op hulle, en hulle begin profeteer, hulle begin woorde van troos, stigting en bemoediging spreek, en hulle bid in tale, soos die Gees aan hulle gee. Soos die Gees hulle geïnspireer het. En nou begin die kerk, en die kerk het begin toe Jesus opstaan uit die dood uit. Die eerstes wat hom aangeneem het, daar die kerk begin, en hier gaan, en ek en u is deel daarvan. Liewe kyker, nou, hoekom maak ons so min van die Heilige Gees? Hoekom is by party mense en slegs die Heilige Gees is maar, jong, jy weet nie mooi wie hy is nie. Hy praat, hy inspireer jou om so 'n paar woordjies in 'n vreemde taal te sê, en dan is dit nou maar dit. Maar verder moet jy maar aansukkel en aanloop. Nee, liewe kyker, nee, 1000-maal nee. Jesus sê, ek het niks gedoen as die Vader my nie gewys het nie. Liewe kyker, ek wil vir u sê, u kan 'n verhouding met God die Vader begin ontwikkel. Net soos wat u as aardse mens met u ma en pa 'n verhouding begin het, toe u gebore is. En dit het ontwikkel, Maar aardse verhoudings het sy skete. Maar hierdie hemelse verhouding van God teenoor u het geen slegte gate nie, niks nie. Maar u verhouding teenoor hom, u leer, u begin agterkom, maar my Vader is nie so nie, hy is so. Hoe tree my Vader op? Jy weet, as jy in die huis kom, dan vra jy vir hulle, en dan sê hulle, pas op, moenie met my pa so praat nie. Nee, my ma, jy moet niks nie, jy moet nie so, daai goed moet jy nie eens noem vir haar nie. Hulle het hulle ouers leer ken, en ons leer ons hemelse Vader ken. Dis hierdie proses wat so wonderlik is. Ek wens ek hoop, ek glo, u word aangesteek deur hierdie skrifte. Hierdie skrifte wat sê, Lukas hoofstuk 4, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Luister net mooi, die Gees van die Here is op my. Wie is dit? Die Heilige Gees is op my. Hy het my gesalf om, luister nou mooi, wat sê hy? Om aan gevangenes vrylating te verkondig. Die Gees van die Here is op my. Hy het my gesalf om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Die Heilige Gees, is hy op u? Onthou Matteus 3 vers 11, Jesus is die een wat die doper is met die Heilige Gees. U het hom gevra, u sê ja, die Heilige Gees is op my. Hy het my gesalf om die goeie nuus te bring, waar ook al ek kom. Ek kan. Wie is hierdie Gees wat op u is? Wie is hierdie Gees wat in u is? Wie is hierdie Gees waarmee u vervul kan word en meer vervul kan word, sodat u woorde spreek wat u self nie eens oor nagedink het. Toe dit uitgaan, toe wil u notas neem, u wil dit neerskryf.
O, liewe kyker, dis vir my die wonderlikste ding, om met u te praat. En terwyl ek so praat, as ek die een ding klaar gesê het, net voor het klaar is, dan is die volgende ding, soos hulle sê 'n scroll, 'n rol, 'n notaboek, hier in my kop. U sê, maar hoe werk dit? Begin net met mense oor Jesus te praat. Is dit nie so nie? U sien tog nie als voor die tyd wat u gaan sê nie. U begin praat en die een gedagte lei op die volgende gedagte, lei op die volgende gedagte. Jesus sê, ek het niks gesê, niks gedoen, as die Vader my nie gewys het nie. Liewe kyker, dit gaan vir u moontlik wees, en dit is vir u moontlik, om God se stem te hoor, om te hoor, waarna toe inspireer hy u, waarheen nou, wat moet u doen, hierdie vakansie, volgende week, bid, sê, Vader, wat wil u hê? Vader, ek praat met u. Jo, liewe kyker, miskien sê, maar jy weet, ek twyfel. Onthou nou, Romeine 10:17, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. So as u dit hoor, die hemelse Vader weet hoe hy deur die Heilige Gees met u moet praat, sodat u sal hoor. Hy's nie 'n onderwyser wat nie weet nie. Jy weet, ek was in die onderwys 24 jaar, en jy het maar opgetree met die kinders na die beste van jou vermoë. Maar God, die Heilige Gees, u leraar, liewe kyker, hy weet mos baie. Hy weet alles. Hy's nie soos hy nie. Hy weet nie alles nie. Hy maak of hy alles weet. En ons as mense indoctrineer op en sê, hier's nog, en dit word al hoe erger, maar hy weet nie alles nie. Hy het nie eens 'n gees nie. Hy's nie eens gevul met die Heilige Gees nie. Hy ken God nie. Tog weet God alles van AI af, van Google, van wat kom, hoe dit gaan gebeur. Liewe kyker, hierdie God, u kan sit en sê, Vader, in die naam van Jesus, ek vra vir u verwysheid, u verstaan my situasie, en dan noem jy dit, jy kan dit vir hom noem, ek kan met hom praat. Ek sê vir u, God ken nie, en hy het hierdie boek geskryf, deur mense het hy hierdie boek geskryf, en hy wil vir u hierdie skrifte openbaar. Van waar is hy nou? Hy gaan vir u wys, hoe dat die Ou Testament, die Ou Testament is, en hoe die Nuwe is, en hoe die nuwe van die nuwes, die nuwe is. Jy sê, nou wat praat ek nou? Na Jesus se opstanding, is daar 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms. Hierdie ooreenkoms is so fantasties, dat 1 Johannes 4 sê, soos hy is, so is u in hierdie wêreld. Hy sê, hy het ons uitgehaal in Kolossense 1 uit die duisternis, uit die mag van die duisternis, en ons oorgebring in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Nou is u daar. En in hierdie koninkryk het hy vir u die Heilige Gees gegee, wat u wil leer in die volle waarheid. Daarom is u 'n kind van God. Dis die Heilige Gees wat in u gewerk het. Nou het u gekom, uit genade is u gered. Nou word u gedoop in water. Hoekom? Omdat die Heilige Gees u lei. Nie oor die letter van die wet nie, want u is nie onder die wet. U is onder die genade. En hy wys vir u nou, vir jou, jy is die trompetspeler. As die Heilige Gees wys, trompette kom in, dan kom jy in. Jy is die klavierspeler. Kom in, dan speel jy. U sien, hy bespeel jou. En jy begin handel op dit wat hy in jou gedeponeer het. Sy juk is sag en sy las is lig. Dis wat hy sê. Ja, jy gaan deur goed gaan, maar as jy daar deur gaan, dan weet jy, hy sal nie toelaat dat die bo u krag versoek word. Hy gee saam met die versoeking ook die uitkoms. Hy help u. Ai, liewe kyker, dit is wie ons God is. Johannes 16,
Maar eers Lukas 4, net gou weer. Hy sê, die Gees is op my, om verbryseles van hart te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Nou, party van hierdie goed, raak u, verbryselde van hart, verbryseldes van hart. Ek weet, party mense se harte is verbrysel. Ek wil genesing bring daar. Liewe kyker, dis God wat in die werk om te wil. U sê byvoorbeeld, ek het 'n behoefte, ek wil na nasies toe gaan. Dit trek my om na nasies toe te gaan en hulle te vertel van hierdie wonderlike evangelie. Dan doen dit, begin. U is die trompetspeler, aan die een klavier, ander een simbale, en ons veroordeel nie mekaar nie, maar saam is ons die wonderlike liggaam van Christus. Wat is u beeld van die liggaam van Christus? As u sê, dis maar sleg, dan het u nog nie die Bybel gelees nie. Liewe kyker, wat bedoel ek? As u die Bybel lees, hoe dink God oor sy liggaam? Jesus sê, julle is my liggaam. Volkome, dis hoe God oor sy liggaam dink. Ek het een keer, het ek die liggaam so gekritiseer. Daai kerk, dit, gekritiseer. En die Heilige Gees sê vir my, van wie dink jy, praat jy? En dit sit so in my hart. Hy sê, jy praat van my vrou, my bruid. Jy beskinder haar. Jy wek verwydering. My vrou is blaamloos, gebrekloos, voor my geplaas. Ek het dit gedoen, sê Jesus. Ek het my bruid met my bloed skoon gewas. Pas op wat jy oor my bruid sê. Ja? Nou wil ek my broer aanvaar, as hy Jesus bely, as sy Here. Dan sê ek, jy groei broer, ek groei. Kom ons gee vir mekaar ruimte om te groei. Pastoor, jy groei. Dominee, jy groei. Priester, jy groei. Kom ons gee vir mekaar ruimte. Kom ons doen wat Romeine 14 sê. Die een besluit hy wil net groente eet, ander een vleis, ander een vleis en groente. Kom ons aanvaar mekaar. Liewe kyker, die Heilige Gees wil vir u wys, wie is die liggaam van Christus? Dis u en ek. Nou, die Heilige Gees op u, sal u inspireer. U verstaan dalk nie, hoekom is u so nie? U verstaan nie, hoekom is ek so sensitief vir ander mense se probleme? My man is nie so nie, of my vrou is nie so nie, maar ek, hoekom is ek so? Ek wil my amper doodhuil as ek sien hoe mense verkrummel, met hartseer, verbrysel dit van hart is. Ek wil, en my man sê, hoekom trek jy jou dit so aan? Of my vrou sê, hoekom trek jy jou dit so aan? Los hulle. Hoe kan jy 'n vis los, as hy wil swem? Hy wil swem. Hy wil hy liefde vir die mensdom wys. En dit is dalk van, ek weet, dit is hoe party van u is, wat nou na my kyk. Dit is vir jou moeilik, om jou eie bediening te aanvaar. Dit is jou bediening, om met mense te deel, om mense te praat, om mense te bemoedig, om admin te doen. Ja, Romeine 12, administrasie, om besoekers, mense te besoek in die hospitaal, om te gee vir siekes, om 'n herder te wees vir party, om net te gaan daar waar die evangelie nie verkondig is nie, en dit daar te verkondig. Dis u bediening. Wie werk dit in u? Ek wil u vrymaak vanoggend, daar waar u lees, daar waar u kyk, in die naam van Jesus, dat u self
u bediening sal omarm en sê, Here Jesus, ek sal dit doen, ek wil dit doen, ek het nie besef, dis u wat dit in my gewerk het, ek gaan dit nou begin doen, ek gaan dit al hoe meer doen, ek gaan meer vrymoedigheid neem in dit. Kan u dit doen, liewe kyker? Sal u dit doen? Die Heilige Gees wil in u werk, om te werk na sy welbehae, want dit sal u waarlik vervuld maak, gelukkig maak. U moet mooi bly, seën vir u, mooi jaar vir u ook, in Jesus naam, amen.